So Gerda, ons bevind ons aan die einde van die jaar en ek dink die vraag wat altyd opkom is hoe hanteer jy rou oor die feestyd? Want dis natuurlik per jaar mense verloor mense, daar is baie verliese en dit is mense is geweldig angstig oor hierdie feestyd en hoe om dit te hanteer en hoe kom mens daardeur saam met hierdie verlies wat mens moet saamdra? Ja, Lisa, ek kan vir jou nou sê dit maak nie saak of jy iemand in Junie verloor het of in Maart nie. Desember is 'n tyd wanneer verlies vir mense vergroot word. Dit word groter, jy voel dit groter, jy is meer akkiet bewus. En 'n deel daarvan het te doen met die feit dat ons baie waarde heg, emosionele waarde heg aan hierdie feestyd. Jy weet, mense sien dit as familietyd en as daar verlies is, dan is ek wil sê die bewussyn van die verlies is soveel groter in hierdie tyd. Ek glo nogals daaraan dat 'n mens intentioneel moet met rou omgaan. En dit beteken soms en veral rondom die feestyd is dat 'n mens dit eintlik begin noem. En meeste mense wat verlies het en in hierdie tyd begin rou, begin al hier in November 'n mate van angstigheid voel. Hoe gaan ek voel op Kersdag wanneer my man se sitplek weer leeg is? Hoe gaan ek voel op so jy's nog nie eers op die dag nie, maar jy's al besig om te begin dink oor dit. En eintlik wil ek mense uitnooi om te sê begin nou al planne maak vir hoe jy daardie persoon of daardie verlies gaan eer. Hoe gaan jy 'n punt om 'n stilstaand kies, ek gaan 'n kers aansteek, ek gaan dalk 'n plek by die tafel wat ons gaan leeghou om erkenning te gee aan ons rouverlies. Mense wil nie noodwendig dit herken nie en dan wat baie mense doen is hulle probeer om dit net te onderdruk. Maar ek kan nou vir jou sê, onderdrukking van daardie swaar negatiewe emosies lei daartoe dat dit iewers anders op 'n ontoepaslike manier uitkom. Miskien met irritasie, met bekleierigheid, konflik. En alkoholgebruik is ook natuurlik oor die feestyd baie hoër. So die gevolg van dit is dat mense in baie meer familiekonflik met mekaar betrokke raak, want hulle sê wat hulle nooit sou sê as hulle nigter was nie. Um, so die oplossing is nie om dit te probeer verdoof nie. Die oplossing is eintlik juist om te sê skep 'n ruimte om dit toe te laat, sodat dit toepaslik kan verwerk word. Daar is natuurlik daai ekstra vraag wat mense ook het en dit is nou juist met die familie en bietjie geïrriteerdheid en bietjie meer argumente en dit is dat baie keer voel die familie ongemaklik dat dit is nou al lank genoeg wat ons moet rou oor pa se dood of ma se dood of so en kan ons nie asseblief net 1 jaar sonder om dit 'n hele drama te maak nie. Dit word gesien as onsensitief, absoluut, maar dit is wel 'n reële probleem. Mense is ongemaklik met dood en mense voel ook, okay, ons wil nou, dis nou ons vakansietyd. Ook, dit was 'n moeilike jaar. Ons wil ook nou net 'n bietjie ontspan. Ons is nie nou lus vir kersies en goedjies oor iemand wat nou al vir X plus jaar nou al oorlede is. Hoe moet mens dan daai respekteer ook, want dit is tog iets wat ook gerespekteer moet word. 100% en dit is belangrik om te besef dat elke persoon rou anders. So jy kan nie jou manier van rou en jou manier van iemand gedenk op iemand anders afdruk nie. Met jy is so belangrik dat jy wat ek wil sê op 'n meer pynlike manier rou, dat jy leer hoe om dit te doen op 'n manier wat vir jou sinvol is sodat jy gesond genoeg kan opdaag vir die mense wat in jou lewe nog steeds is. Jy kan nie net sê ek rou, ek is hartseer, julle moet dan maar net aanvaar, dit is hoe ek is, want dit gebeur baie. Mense wat hulle rou ook gebruik as 'n manier om eintlik ontoepaslik te wees, Lisa, eintlik onsensitief of ongevoelig vir ander te wees. Nee, die punt is juist, rou met intensie, genees sodat jy kan aanhou opdaag vir die mense vir wie jy lief is. En ek dink as jy dit so doen, dan kyk die pyn van die rouverlies gaan nie noodwendig weg nie, maar jy leer hoe om anders daarmee saam te lewe. Jy leer hoe om daarmee saam te lewe op 'n manier wat nie meer elke interaksie so oorskadu dat mense nie eintlik rondom jou wil wees nie. Maar baie belangrik dat jy besef
almal rou anders. Jy kan nie verwag dat jou kinders presies op dieselfde manier oor hulle pa wat gesterf het byvoorbeeld moet rou as wat jy rou nie. Maar as jy die verhouding met jou kinders het en jy kan sê julle, hoe gaan ons hierdie jaar net 'n oombliekie vat om pappa te herdenk. En dalk sê hulle, kom ons braai net sy favourite steak, jy weet. Dis 'n lekker manier. Dis miskien 'n lekker manier om te sê dat pa het altyd sy steak so gebraai, ons gaan dit vanaand dit maak of kom ons maak pa se gunsteling pudding vir die kerstafel. Ehm Lise, ons kan nie net in isolasie wees nie, maar ons kan ook nie net sê dit moet op my manier wees, anders het pa niks vir julle beteken nie. En weet ek gebruik maar die voorbeeld van 'n ouer wat verlies het, want dit is vir baie mense wat dit is. Maar die uiteinde is jy moet ander mense respekteer om dit te doen soos hulle wil. As daar goeie verhoudings is, praat oor 'n manier om dit saam te doen. Maar neem verantwoordelikheid vir jou eie rouproses. Neem verantwoordelikheid vir jou eie emosies. As jy een oggend opstaan en jy kan voel jy is omgekrap, jy is te mekaar, moenie noodwendig isoleer en net in jou bed bly nie. Nee, skryf dit uit in 'n joernaal of gaan stap iewerster wat vir jou sinvol en belangrik is. Doen die dinge, neem die aksies wat jy nodig het om jou emosies te verwerk. Tot 'n sekere mate loop ons almal met 'n bietjie rou in ons rond. Ons almal het al verlies beleef en as jy nog nooit het nie, dan weet as jy regtig een van die bitter min ongeskendes in die wêreld. Maar ons kan nie dat ons rou ons interaksies vir die mense wat nou leef so oorskadu nie. Natuurlik sê ons dit met die wete dat dit is makliker gesê as gedaan, maar ek dink dis juist die voorbereiding wat jy van praat. Is juist die vooraf, jy weet nou al, dit is so, kom ons praat nou, soos jy sê, kom ons vra nou al klaar, wat gaan ons doen? Kan ons vir 'n oomblik, mag ons een ietsie sê, sal dit reg wees met almal? En dan om daai, as jy weet dit gaan so gebeur en almal gaan okay wees daarmee, dan gaan dit soveel van jou angs en die druk van jou afvat. Dis wat ons probeer sê hierso vandag, is daai, om dan die rou amper, dan nou het ek die enigste woord wat in my kop is om die rou te geniet. Ek is so jammer, dit is so verkeerd, maar om die rou te hê in sy volle glorie, in plaas van die ekstra goedjies van, wat gaan die familie sê, en wat nou, en hoe, en nou moet ons argumenteer, en ek is nie lus hiervoor, en daai ekstra energie, wat nie nodig is, wat vooraf kan uitgeskakel word. Heeltemal. En ek dink nou eintlik, jy weet jy het nou so vir 'n oomblik gesê om die rou te geniet, maar die intensie daarvan is om jouself vir 'n oomblik regtig toe te laat om dit net te wees. Jy weet, en ek dink as ons so daarna kyk, dan is dit so belangrik. Ek dink ook die ander kant is, Lise, is ons en dis wat ek nou gesê, ons heg baie waarde aan Desember. Ons heg baie waarde aan Kersfees en familietyd en so voort. As jy al jou rou gaan bære vir dan. Jy bære alles, jy sit die hele jaar, jy druk dit alles af, dan gaan dit soos 'n stoompot se deksel afskiet ou Kersaand en dit gaan 'n globale gemors wees. So ek glo nogals baie ook daaraan dat mense, dat dit is 'n proses, rouverlies is 'n proses. En om deur dit te werk reg deur die jaar, om rituele vir jouself te skep, reg deur die jaar, om jouself toe te laat om van tyd tot tyd te sê, ek het nou nodig om net 'n bietjie met my pyn stil te staan en dit reg toe te laat, want dit is swaar en dit is groot en om dit te onderdruk vat nou 'n bietjie baie emosie. En weer, kry iemand om met jou op pad te stap, 'n terapeut of 'n beraader, iemand wat saam met jou kan sin maak van die verlies. Lise, ek dink dit kan 'n baie gesonder benadering wees as die hele idee dat ons net moet onderdruk. Die druk oor Desember kom ook, en ek dink hoekom baie mense dit nie op 'n gesonde manier doen oor Desember nie, is ons het ook 'n druk dat ons die hele tyd moet gelukkig wees. Nou ek weet van geen ander maand in die jaar wanneer ons soveel druk het om net die hele tyd gelukkig te wees as Desember nie. Desember is net nog 'n maand. Dit is net nog 'n maand met 'n bietjie van 'n vakansie en 'n feesdag of 2 dae in, en familietyd, maar die druk om die hele tyd gelukkig te wees, kortwiek eintlik jou pogings tot genesing. Niemand kan die hele tyd gelukkig wees nie. Ek is nie in Januarie, Februarie, Maart, enige ander maand van die jaar, die hele tyd gelukkig nie. Jy hoef nie die hele Desember die hele tyd gelukkig te wees nie, maar soek vir jouself toepaslike maniere om te rou. 'n Manier om te geniet, 'n manier om te
binne jou konteks, binne jou familiekonteks, binne wat vir jou moontlik is, sodat jy tog ook kan opdaag op 'n manier wat dalk nie gelukkig gaan wees nie, maar wat vreugde nog steeds kan inhou. 'n Verlies hoef nie te loop sonder vreugde nie. Verlies en vreugde hulle mag, ek wil nou die Engelse coexist. Hulle mag cohabiteer, as ek dit nou so kan anglisisties sê. Dit hoef nie die een of die ander te wees nie. En jy hoef ook nie skuldig te voel as jy oomblikke van absolute vreugde oor 'n Desember beleef nie. En een van die dinge wat ek mense wil aanmoedig om te doen is, ja, skep ruimte om die verlies en die verlede te herken, maar skep ook intentioneel ruimte om te sê wat is nou goed. 'n dankbaarheidspraktyk. Lise, 'n dankbaarheidspraktyk kan alles verander, maar dit moet saam met die emosie gaan. Jy kan nie net 'n lys gaan maak van dinge waarvoor jy dankbaar is en dink dit gaan dinge. Jy moet stil staan en met jouself toelaat om daai dankbaarheid te voel. Jy weet, wees dankbaar, voel die dankbaarheid vir die nuwe kleinkind wat gebore is. En weet dit kan langs aan die verlies leef. Beleef die dankbaarheid vir die feit dat almal gesond is of dat daar 'n gesondheidskrisis deurleef is. Maar jy moet dit voel. Jy moet 'n gevoel van dit hê. Studies wys dat mense wat dit kan doen, mense wat regtig dankbaarheid kan hê, het baie meer vermoëns om moeilike tye te deurleef. En dan, maar soos ek sê, dan praat ek van 'n regte gevoel van dankbaarheid, nie net woorde op 'n papiertjie nie. Tyd het ons ongelukkig ingehaal, maar indien jy enige vrae het mense, jy kan 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Daar is meer leesstof op WSEK se webtuiste, gaan ook na wsek.co.za. Ek sê baie dankie aan Gerda Kriel, sy is 'n kliniese sielkundige in Somerset Wes. En alle besonderhede is beskikbaar by hierdie video, so kan kyk gerus daarso. Ek sê baie dankie dat julle gekyk het na die video. Deel indien dalk nodig. Mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor tydens die feestyd nie, en soos altyd, kyk mooi na jouself.